vir julle om hierdie te wou gedoen het? Wat het julle geïnspireer om hierdie vertaling te doen? Dus weet jy, dis 'n baie interessante verhaal. Dus dit begin by 'n plaasaanval. Die ander probleem is tussen die Statenvertaling se teks en die teks wat ons gebruik het, dis die 33-53 Afrikaanse vertaling. Daartussen is daar ook soms verskille. Ons almal weet van die gebeurtenis waar die Here Jesus 'n blinde man genees het deur modder te maak met sy spoeg. Nou hoekom het hy modder gemaak? Dis omdat hy daardeur wil aandui hy is die skepper. Prof Koos, hierdie Bybel, watse rol het hy in die voortrekker gesin se lewe gespeel? Dit was die Bybel wat ons voorouers geken is, enigste Bybel. En dis 'n studiebybel. Vandag het ons baie studiebybels, maar hierdie is 'n studiebybel. So in sy tyd was hy 'n studiebybel. Ja, die kanttekeninge, wat se kanttekeninge anders as wat 'n studiebybel veronderstel is om te wees. Van Christus se godheid wat al meer en meer na vore kom. Is dit omdat mense hulle eie interpretasies gaan volg? Is dit mense wat net op die Ou Testament fokus? Terwyl hy dit albei is, waarlik mens en waarlik God. Hier langs my lê die Statebybel. Nou dis 'n Bybel wat uit die 1600s uitkom. Hy het kanttekeninge gehad wat gebruik was juis om die vertaling beter te verduidelik. Professor Koos Adendorf is hierso by ons. Hy's van die stigting van die reformatoriese getuienis, ook betrokke by die APA, en ook, wat is die ander plek, Prof, wat jy betrokke is? Ja, ek is nog deel van die AP Kerkverband ook. Jy is deel van die AP Kerk. En ja, die stigting reformatoriese getuienis is die liggaam wat hierdie kanttekeninge nou in Afrikaans laat vertaal het en so. So wat hulle gedoen het, is die stigting het hulle hierdie kantaantekening of die aantekeninge, ek moet dit nou net reg sê, dis kanttekeninge wat in die Statebybel was, het hulle gevat en hulle die Nuwe Testament se kanttekeninge het hulle gaan vertaal na Afrikaans toe. En dis waaroor ons vandag met julle wil praat, want hierdie boek, hierdie bundel, wat noem mense dit, is eintlik Bybel hierdie. Dis jy kan eintlik sê dis 'n Nuwe Testament, is ek reg. Is dan ook beskikbaar. Julle kan die skakels hieronder kyk, ons sal die skakels vir julle gee en is natuurlik op julle webwerwe en allerlei plekke ook beskikbaar. Ja. Ons sal alles hier inrol. Ja, Lig en Duisternis uitgewers is die mense wat die verspreiding van die Bybel doen. Lig en Duisternis, julle ken vir Lig en Duisternis, hulle doen die verspreiding, hulle is die uitgewers en dan gaan ek nou met Prof Koos bietjie gesels. Prof Koos, ek wil graag by jou hoor vir julle om hierdie te wou gedoen het. Wat het julle geïnspireer om hierdie vertaling te doen? Dus weet jy, dis 'n baie interessante verhaal. Dus dit begin by 'n plaasaanval. Jy sal dit nie glo nie. Hier is hier by Cullinan was daar 'n plaasaanval gewees en een van my kollegas, Prof Johan Bosman, het betrokke geraak by die mense om hulle bietjie te bedien na die trauma. En so het hy kontak gemaak met hulle predikant, wat predikant is van die gereformeerde gemeente in Nederland, maar wat hier in Silverton 'n gemeente het. Nou die dominee Jan Weststrate het tussen Nederland en Suid-Afrika gependel om hierdie mense te kom bedien en dan is hy weer terug soontoe, terug Nederland toe en hy is hy en Prof Johan het toe nou kontak gemaak met mekaar as gevolg van hierdie plaasaanval en aan die gesels geraak, want hierdie dominee is ook betrokke by die gereformeerde Bybelstigting in Nederland, wat die beskermheer is, kan ons sê, van die kanttekeninge. En hulle het toe aan die praat geraak dat dit jammer is, die kanttekeninge wat in Nederlands is nooit in Afrikaans vertaal nie. En die een ding het tot die ander gelei, en uiteindelik het ons toe nou besluit, maar kom ons vertaal dit in Afrikaans. Nou ja, dit was hier in 2017 al, 31 Januarie 2017 het ons afgeskop met hierdie projek. Ons het verskeie predikante uit verskillende kerkverbande gekry. Hulle moes aan 2 vereistes voldoen, en omdat daarom die Grieks en Hebreëus magtig wees, maar hulle moes ook
Nederlands redelik goed verstaan, sodat hulle dit vanuit die Nederlands in die Afrikaans kan vertaal. Nou ja, uiteindelik het hulle weggespring en na 'n jaar of 2, ek kan nie nou presies onthou nie, toe is die vertalings klaar. En toe moes ons nou begin met die langsame proses om as redaksie kanttekening vir kanttekening deur te gaan. En ons kan nou 'n bietjie daaroor ook gesels, maar ons het nou so ver gevorder dat ons uiteindelik hierdie Nuwe Testament met die kanttekeninge klaar het. Ons werk nou nog in die Ou Testament. Werk in die Ou Testament. Nou jy het nou gepraat oor julle moes nou Grieks, Hebreëus en dan nou Nederlands kry, natuurlik Afrikaans ook. Ja. Nou as julle die vertaling doen, wat gebruik julle? Hoe doen mense dit? Laat ek so vra. Vertaal jy nou net, doen jy nou net 'n direkte vertaling van 'n Nederlandse woord na Afrikaans toe, of hoe bring jy dit oor Afrikaans toe? Gelukkig is Nederlands en Afrikaans baie naby aan mekaar. So in die meeste gevalle kon ons dit redelik goed regkry om 'n direkte vertaling te doen. Maar soms word die Nederlands nie lekker Afrikaans praat nie. En dan moes ons nou bietjie kreatiwiteit aan die dag lê om dit tog te kry dat hy sê wat hy oorspronklik gesê het, maar in Afrikaans. Die ander probleem is tussen die Statenvertaling se teks en die teks wat ons gebruik het, is die 33-53 Afrikaanse vertaling. Daartussen is daar ook soms verskille. 'n Griekse woord het byvoorbeeld, of 'n Hebreëse woord het meer as een betekenismoontlikheid, en dan in die Statenvertaling vir een gekies, terwyl Tosius hulle vir 'n ander ene gekies het, maar dan is die kanttekening gekoppel aan daardie woord, en nou moet ons kreatief omgaan om ook aan te dui dat hierdie woord in die Afrikaans beteken ook dit wat in die Statenvertaling staan, en om die kanttekening te laat praat met die Afrikaanse Bybelvertaling. Het prof enige so voorbeeld dalk wat jy kan vinnig uitdink of vir ons noem? Goed, 'n voorbeeld is wat uit hierdie gedeelte kom is Matteus 15 althans, vers 19, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery ensovoorts. Dan in die Statenvertaling nou byvoorbeeld, want uit die hart kom daar slegte gesprekke. Nou, gesprekke en gedagtes is nou nie dieselfde ding nie, maar die onderliggende Griekse woord kan beide betekenisse hê. En dan moes ons nou iets bybring soos of gesprekke, sodat die kanttekening met die Afrikaanse vertaling kan praat. Want die gedagte is eers en dan die gesprek is eintlik daarna. Ja. As 'n mens praat van hoe mense sê, dis eers die gedagte, dan die gesprek, dan die daad. Ja. So jy kan dit ook in daai konteks dalk sien. Ja, dis baie interessant. Maar watse ander aspekte kyk julle na? Kyk julle na konteks, kyk julle na historiese manier waarop hy verstaan is in daai tyd, is daar ander punte waarna julle kyk? Ja, dit was nou baie vermoeiend soms, want onthou, die kanttekeninge is nie net in Nederlands nie, dis in amper sê middeleeuse Nederlands. Nederlands of Hollands wat in die 16de eeu gepraat is. En ons het nou op die vertalingsspan en die redaksiespan het ons mense wat vanuit Nederland hiernatoe geëmigreer het, wat dus Nederlands en Afrikaans magtig is. En baie van die Nederlandse woorde was vir hulle selfs ook vreemd. En dan moes ons nou skrywe vir die Gereformeerde Bybelstigting in Nederland, hulle wetenskaplike medewerker daar, en vra, jong, kyk 'n bietjie in die argiewe, wat is die presiese betekenis van hierdie Nederlandse? Wat het die kanttekenaar bedoel met hierdie woord? En dan kom hy nou terug. So, dit gaan oor die konteks van Nederland in die 1600s, want hierdie Bybel, het ons onthou, het die lig gesien na die synode van Dordrecht in 1618-19 is die opdrag gegee om te vertaal in Nederlands.
Die Staten-Generaal het dit die opdrag gegee en daarom staan dit ook bekend as die State-Vertaling. En nadat die Bybel die lig gesien het, het hulle ook kanttekenare aangestel om die kanttekeninge te skrywe en hulle hoofdoel daarmee was om vir die leser 'n idee te gee, hoekom is die Grieks of die Hebreëus so vertaal? So hulle het baie klem gelê ook op die oorspronklike taal, en dan sal daar staan Hebreëus, hierdie woord, maar om dit sinvol te laat klink, het hulle nou hierdie woord gebruik, maar dan ook om die teologie na vore te bring, sodat die mense die betekenis van wat daar staan goed kan begryp. En ek kan nou 'n wonderlike voorbeeld noem, as jy wil. Ons almal weet van die gebeurtenis waar die Here Jesus 'n blinde man genees het, deur modder te maak met sy spoeg, en dan sy oë te smeer, en toe van hom sê, gaan was dit in die poel van Siloam, as ek reg kan onthou. Nou, hoekom het hy modder gemaak? Baie mense weet, wel, dink die meeste mense wonder ook, hoekom het hy dit gedoen? Kanttekenare sê, dis omdat hy daardeur wil aandui, hy is die skepper, wat die mens uit die stof van die aarde geskep het. Jy verstaan, hierdie ryk gedagtes wat na vore kom, wat 'n mens op die oog af nie sou raak sien nie. Baie interessant. Sê vir my, Prof Koos, hierdie Bybel, watse rol het hy in die voortrekker, die gewone voortrekker gesin, of die gewone voortrekker laar se lewe gespeel? Hierdie Bybel het natuurlik met Jan van Riebeeck al hier aangekom, en dit was die Bybel wat ons voorouers geken is, enigste Bybel. En dis 'n studiebybel. Vandag het ons baie studiebybels, maar hierdie is 'n studiebybel. So in sy tyd was hy 'n studiebybel. Ja, die kanttekeninge, wat se kanttekeninge anders as wat 'n studiebybel veronderstel is om te wees. En ons weet mos nou, ons voorouers het daar op die grense gewoon, ver van kerke af, en dit was hulle geestelike voedsel, om die skrif te lees, en te verstaan. Hoe verstaan jy die skrif as daar nou nie 'n dominee naby is om dit vir jou te verklaar nie? Die kanttekeninge verklaar die skrif. En dis die Bybel waarmee die voortrekkers ook die binneland ingetrek het. Interessant. As jy nou moet vandag jou goed pak en trek, en jy het net 'n Jurgens karavaan waarin jy jou goed kan sit, en jy moet nou besluit, watter boeke vat ek saam? Ek kom nie weer terug na my tuiste nie, ek is nou op pad. Watter boeke vat jy saam? Hulle het hierdie Bybel saamgevat, want dit was hulle geestelike voedsel. Dit het hulle geestelik gevoed, dit het die woord vir hulle verklaar, en dit het hulle gebonde gehou aan die gereformeerde leer. So hierdie Bybel was eintlik dan nou 'n studiebybel wat in die voortrekkers se lewe eintlik vir hulle geïnspireer het, vir hulle gerig het, vir hulle gestig het, en dalk ook vir hulle gelei het na die bloedrivier gelofte toe. Is ek reg as ek sê dat hierdie Bybel eintlik vir hulle daarmee 'n rigting gegee het na 'n bloedrivier gelofte toe? Kyk, ons weet nou ons voortrekkervaders het hulle baie sterk geassosieer met die Ou Testament, en in sekere sin hulle self gesien as 'n soort van 'n Israel, wat nou ook bedreig word deur hierdie nasies, hierdie heidene nasies rondom hulle, en hulle dra die lig van die evangelie. En is interessant dat Sarel Silje, toe hy nou die hele gedagte van die gelofte aan die mens, die wenkomando
oorgedra het hy gelees uit Rigters 6. Gideon, die roeping van Gideon. En dis nie moeilik om die verband te sien tussen die volk wat Israel wat bedreig is deur hierdie groot getal Midianiete en die voortrekkervaders wat hulle self sien as bedreig deur hierdie omringende Zulu-mag om daai verbintenis te sien. En dan het hulle ook geleer hoe belangrik is dit om 'n gelofte aan die Here te doen. As jy in die nood is, dan roep jy na die Here en jy vra om sy hulp en jy wy jouself aan hom toe. So ja, nee, definitief het hierdie Bybel hulle gehelp om ook hierdie geweldige uitdaging waarvoor hulle gestaan het, met geloof die hoof te bied. Maar hulle het ook nie dit ligtelik gevat om net 'n gelofte af te lê nie. Dit was vir hulle 'n saak wat hulle diep, ek wil amper sê, oorweeg het. En hulle het hom amper weer teruggegaan, want hulle wou nie 'n ding doen en dan 'n verkeerde ding doen nie. En een van hulle grootste oorwegings was geweest dat hulle die gelofte op die nageslag laat afkom ook. Ja. Hoe dit gewerk? Jy weet, hoe's dit binne die Bybel, die verskillende geloftes wat hulle gebruik het as 'n voorbeeld. Watter geloftes het hulle dalk gebruik om te kan sê ons wil op grond daarvan. Ek bedoel, ons wil nie elke jaar as dit meer swaar gaan nou net 'n gelofte gaan aflê nie, want jy raak nou in die skuld. Ja. Hoe het hulle dit gesien, sou Prof sê? Ek sou sê omdat hulle so gevoed is deur hierdie kanttekeninge wat swaar klem lê op die verbond wat God met die volk gesluit het. Met Israel nou. En wat deurloop ook na die Nuwe Testamentiese kerk as die Israel van God. Ons moet dit nou goed verstaan, hè. Dit het 'n geestelike dimensie. Die volk Israel het uitgeloop in die Nuwe Testament op die kerk as bestaande uit gelowiges uit die Jodendom sowel as gelowiges uit die heidendom. Dis die nuwe geestelike Israel waarna Paulus ook verwys in Galasiërs. En dan sê hy in Galasiërs 3 dat ons wat in die Here Jesus Christus glo is die nageslag van Abraham. So nie soseer die fisiese bloed wat deur ons are vloei nie, maar die feit dat ons in dieselfde geloofsverhouding met die Here staan as Abraham. En die oomblik as jy oor verbond praat, dan praat jy oor geslagte. Want die Vader verbind homself en sy huis om die Here te dien, soos wat Josua gesê het, ek en my huis. Wat bedoel hy? Ek en my kinders, en my kleinkinders, en my nakroos. Ons dien die Here. En dit het hierdie hele gedagte van 'n verbond wat ons, of 'n gelofte wat ons aan die Here doen, waartoe ons nageslag ook verbind is, het dit gevoed. Sou Prof sê dat as hierdie Bybel in sy huidige en in sy studieformaat nie deel was van die voortrekkers nie, sou ons dalk nie dieselfde volk gewees het wat ons was, wat soos party mense sê is, by Bloedrivier het ons eintlik was die katalisator gewees van 'n volk wat tot stand gekom het, want sonder 'n gelofte sou ons maar soos die ouens in Mosambiek, soos die ouens in Zimbabwe en in ander lande, sou ons maar net Europeërs gewees het. Maar hierso was die Bloedrivier gelofte, het iets anderster gemaak van ons, het ons deel gemaak. Dit het ons letterlik in 'n verbinding met God gesit. Sou jy sê dat as hierdie Bybel nie so 'n deel was van van die voortrekkers se lewe, sou ons 'n volk gewees het hier in die suidpunt van Afrika?
Ek dink ek wil so antwoord deur te sê hierdie Bybel het van die begin van ons volksbestaan, van die begin van die vestiging aan die Kaap 'n wesenlike invloed uitgeoefen. Weet ons ek weet nie of daar nog 'n volk ter wêreld is wat ontstaan het uit Christenvolke nie. Dis nie 'n heidendom wat tot bekering gekom het nie. Dis die gereformeerd gelowige Nederlanders wat hier aangekom het, die Franse Hugenote, die gelowige Duitsers, en daaruit, ons het gegroei as 'n volk. Ons is as het ware in die wieg van die gereformeerde leer gebore. En hierdie verteenwoordig daardie gereformeerde leer. En ek dink dit was, ons sal definitief nie die verbintenis van ons voortrekkervaders tot die Here en tot hierdie gedagte om die lig van die evangelie die wêreld in te dra. Ons sal dit nie verstaan as ons nie die rol van die Statenvertaling met sy kanttekeninge verstaan nie. Ek wil weer terugkom na die kanttekeninge. Julle het nou in hierdie nuwe boek of nuwe Bybel het julle die kanttekeninge, Nuwe Testament, julle kanttekeninge gemaak. Wat vir iemand wat nou kyk na hierdie onderhoud, wat sal dit beteken? Jy het nou hier gesê vir die voortrekkers was dit ek wil amper al sê hulle predikant. Wat sou jy sê sal vandag se gebruiker, vandag se leser hierdie kanttekeninge, wat sal dit vir hom kan beteken? Wat se waarde kan dit vir hom byvoeg tot sy gewone Bybellees en Bybelstudie? Dit is vir die leser vandag 'n studiebybel. Daar is, as mens nou kyk na die verskillende soorte kanttekeninge wat daar is, daar's verwysings na ander verse. Daar is byvoorbeeld 'n kanttekening wat sê, maar hierdie woord kom ook in hierdie gedeeltes voor. So kruisverwysing. Kruisverwysing. Daar is 'n verklaring van wat die skrif bedoel, om maar 'n voorbeeld te noem. Ek maak nou sommer hier op 'n plek oop. Markus 14 vers 29, en Petrus sê vir hom, vir Christus, al sal almal ook aanstoot neem, dan tog nie ek nie. En by die woordjie aanstoot is daar dan nou 'n nommertjie, 27, wat verwys na kanttekening 27 hier. Aanstoot, naamlik aan u aanstoot neem, soos in Matteus 26 vers 33 uitgedruk word. So jy kan nou daar ook gaan verder kyk. Ek kan nou daar gaan verder kyk. En dan byvoorbeeld hy praat van 'n bietjie verder, en toe hy bietjie verder gaan, val hy op die grond en bid dat as dit moontlik was, die uur by hom verbygaan. En as daar 'n kanttekening by die uur, naamlik van hierdie swaar lyding wat op hande was. En dan verwys hy na 'n ander skrifgedeelte met sy kanttekeninge wat mense ook kan lees. En so help dit 'n mens om die betekenis van dit wat hier staan te verstaan. En ook wat Prof vroeër gesê het, is jy het gesê dat hierdie kanttekeninge was destyds geskryf om juis te help verklaar. Ja. En ek wil nie sê interpreteer nie, maar ja, te verstaan. Ja. Wat die vertalers gedoen het. Ja. Want daar wil vir my ook lyk daar partykeer, maar ook ek wil amper sê groot debatte kan uitbreek oor vertaalings en vertalers. Ja. Ja, hierdie wil nie die kanttekeninge wil in hierdie geval nie soseer 'n vertaling wees nie. Ja. Maar hy wil 'n verduideliking wees van hierdie vertaling. Ons glo dat die 1933-53 vertaling 'n baie brongetroue vertaling is. So
wat ons bedoel is, dit was 'n baie 'n woord vir woord vertaling. Nou, mense moet dit ook verstaan, Koos, die Grieks en die Hebreëus het verskillende sinskonstruksies as Afrikaans. In die Hebreëus sal 'n mens nou letterlik lees, en hy het gesê, die Here vir Moses, maar ons praat nie so nie. Om hom te laat vloei, sê ons, en die Here het vir Moses gesê. Maar dit bly nog steeds die getroue woord wat ons daar vind. En wat hierdie kanttekeninge wil doen, is om juis gedeeltes wat nogal moeilik is om te verstaan, ook duideliker te maak vir lesers. En soms dan ook die rykdom van vertaalkeuse na vore te bring, deur op die oorspronklike woord klem te lê. Ek sê altyd vir die studente, jy weet, as 'n mens nou die Bybel lees in Afrikaans, dan is dit mooi en goed, soos 'n duidelike televisiebeeld in kleur en so aan, maar as jy dit in Grieks en Hebreëus lees, dan is dit hoë definisie. En daar kom nuances na vore wat jy nie sou gesien het, agtergekom het deur net die vertaling te lees nie. En dis presies wat die kanttekeninge wil doen. Hy wil iets van daardie nuances ook na vore bring. Van daai tale, Ja. van daai ouer tale. Ja. Ek gaan gou hierso 'n stukkie lees en dan gaan ons dit sommer op die skerm kan vertoon. En dit is Johannes 1. As prof daar wil gaan kyk. Ek wil graag vers 1 lees en dan wil ek vir julle wys. Ons gaan dit probeer vir julle wys op die skerm dat dis in, dan is daar 'n A, die begin, dan is daar 'n 1, was die woord, dan is daar 'n 2 en die woord was by God, dan is daar 'n B3 en die woord was God, dan is daar 'n 4. So daarso in daai een versie is daar 1, 2, 3, 4, 5 kantaantekeninge, is reg. So as ons dan nou daar kan lees, dan gaan jy nou sien in is Spreuke 8 vers 22 en 1 Johannes 1 vers 1. Daar sien ek nou die partykeer gebruik julle 'n A, 'n alfabetletter en ander keer gebruik julle 'n nommer. Maar die verskil is die ABC is eintlik kruisverwysings. Kruisverwysings. Goed. Terwyl die 1, 2 en 3 is die kanttekening self. Baie dankie daarvoor. Daar het julle nou so pas sommer 'n les geleer. Julle sou dit seker gelees het in die voorkant van die Bybel, maar inderdaad iets wat 'n mens kan gaan kyk. Hier is ons natuurlik 'n baie mens sal graag hierdie versie net wil deurwerk, maar ek sal dit op my eie gaan doen. So die van julle wat wil kan die Bybel dan nou aanskaf en dan kan julle dit gaan kyk. En wat vir my baie belangrik is, prof, verstaan ek dit reg dat hierdie kantaantekeninge kom eintlik van hier af. Julle het dit nou net na Nuwe Afrikaans toe vertaal. Ja. So dit kom van ons 1600s, van ons voortrekker voorouers se Bybels wat hulle gelees het af. Ja. Dis presies dit. 'n Mens, ons het al baie daaroor gepraat. Hoekom het Tosius hulle nie in 1933 ook die kanttekeninge vertaal nie? Mense nou gedink het hulle sou dit gedoen het, maar hulle het nie. En miskien stel ons nou 'n historiese, ek wil nie sê 'n fout nie, maar 'n historiese versuim wat ons nou doen deur die kanttekeninge ook in Afrikaans te vertaal. En ons moes as vertalers bly so streng as moontlik by die Nederlandse kanttekeninge. Ek moet sê, ons het 'n borg in Nederland, die Gereformeerde Bybelstigting in Nederland, is die mense wat hierdie hele vertaling ook geborg het. En vir hulle was dit ook belangrik dat ons getrou moet bly aan die Nederlandse teks. So ons sou baie keer gevoel het, maar ons kan dit heeltemal makliker in Afrikaans stel. Maar ons wil so getrou as moontlik bly by die Nederlandse teks. In sommige gevalle was dit nie heeltemal moontlik nie,
ons moes 'n bietjie verander. Maar oor die algemeen, as jy die Nederlands lees en jy lees hier, dan sien jy dis presies dieselfde woorde wat daar voorkom. So, ons het getrou gebly aan die Nederlandse teks van die kanttekeninge. Dus, as die leser hierdie kanttekeninge lees, dan kan hy gaan kyk in die Statenvertaling en hy sal agterkom. Dis presies dit. Dit wat ons voorvaders gevoed het, hier staan dit. Daar staan dit. En ons het dit gedoen ook. Dis die hele motivering van die Stichting Reformatoriese Getuienis. Om ons Afrikaner volk weer te voed met die gereformeerde geloof wat ons vaders gedra het, eintlik dwars deur die geskiedenis op, en veral op die trekpad gedra het. Op die trekpad gedra het. Daai vraagie wat ek nou het, gaan net oor die gereformeerde leer. Ons kry partykeer mense wat met ons verskil oor die gereformeerdheid of die gereformeerde leer. Kan jy vir ons kykers net vinnig verduidelik, wat is die verskillende lere, en dan, hoekom sê ons die gereformeerde leer is die ene wat ons voorouers aantal? Kyk, wat ek bedoel met die gereformeerde leer, is dit wat vasgevang is ook in ons gereformeerde belydenisskrifte. Ons staan in 'n tradisie, die tradisie van die klassiek gereformeerde leer, wat verwoord is deur mense soos Calvin en wat neerslag gevind het in die Nederlandse geloofsbelydenis en die Heidelbergse katekismes en die Dordtse leerreëls. En ek is eintlik bang vir jou vraag, Koos, want dan het ons nog so 5 ure nodig om dit heeltemal te dek. Maar dis wat ek wil sê, dis daardie leer wat verwoord is in ons belydenisskrifte en wat onderliggend is aan ons belydenisskrifte wat ons hier gaan vind. Jy gaan hier vind verklaring van gedeeltes wat klem lê op die kinderdoop byvoorbeeld. En hoe ons die nagmaal moet sien. En veral hier in Openbaring sal lesers agterkom, die kanttekenare kom uit daardie era waar die groot stryd wat hulle gevoer het, die stryd was teen die Rooms-Katolieke kerk. En jy sal hier lees hoe dat hulle die paus gesien het as die anti-kris. So jy sal dit hier agterkom. So hulle het hulle duidelik en hulle sal standpunt inneem teen die Anabaptiste. Dit wat ons nou vandag miskien breedweg sou kon beskryf as die meer pentekostalistiese kerke. So dis wat ek bedoel, hulle het hulle aan die een kant sal jy sien, hulle grens hulle af teen die Rooms-Katolieke leer en aan die ander kant teen die leer van die Anabaptiste. En dis wat ons hier vind. Baie interessant. Net so ter afsluiting, net gou ietsiekie wat ons agterkom is dat baie mense beweeg, ek wil amper of sê, in 'n spasie in waarin ons sien dat die anti-kris gees na vore kom. En as ek daarmee sê is dan die verwerping van Christus se godheid wat al meer en meer na vore kom. Is dit omdat mense hulle eie interpretasies gaan volg? Is dit mense wat net op die Ou Testament fokus? Wat is die rede vir dit? Want toe jy nou gepraat het oor die paus wat gesien is as die anti-kris van destyds, was hierdie tipe leringe dalk nie aan die orde van die dag nie. Nou kry ons dat mense, en ek dink jy het net vroeër in die onderhoud gesê, dat, en ek wil amper of sê, daar's 'n tipe van 'n vervangingsteologie, wat prof is bewus van daai aspekte, dat ons sê, ons is Israel, en nie ons is 'n Afrikaner volkie, ons eie boerevolk wat ook, soos ons het sien nie, en dat ons onsself nou in daai lyne sien. Hoe sou prof sien, want dit voel vir my, daar's 'n gees wat besig is om oor ons te waai, een wat sê, verwerp hierdie leer, want, weet, dit is verkeerd, en dit is eintlik 'n anti-kris leer. Ja.
Ja, jy kan nie die kanttekeninge lees van begin, die Ou Testament tot Nuwe Testament, sonder om agter te kom, die kanttekenare lê klem op die Bybel as 'n geheel. Ou en Nuwe Testament is 'n eenheid, dis die boek van die kerk. Dis nie die Ou Testament net nie. Dis die Ou en Nuwe Testament, is die boek van die kerk. En die heilsplan van God, die verlossingsplan van God, wat in die Ou Testament reeds aangekondig het sy organiese verloop geneem en uitgeloop op die koms van Christus. En daarom sal jy ook lees, die kykers sal maar moet wag tot die Ou Testament nou verskyn het voordat hulle dit kan doen. Maar mense byvoorbeeld agterkom dat daar kanttekeninge staan by die psalms, waar hulle sal sê, Dawid as profeet verwys hiervoor uit na die koms van Christus. So dis duidelik, die drie-eenheidsleer word gehandhaaf. God bestaan, een wese, maar in 3 persone. Dis deel van ons gereformeerde leer. En dit vind ons hier. Dit kom daar na vore. En daarom word die goddelikheid van Christus deurgangs sterk gehandhaaf. En as mense na die Nuwe Testamentiese kanttekeninge lees, sal hulle dit ook agterkom. Die interessante is dat in die briewe van Johannes vind ons alreeds klanke van hierdie leer. Wat sê, maar aan die een kant, Christus is nie waarlik mens gewees nie, aan die ander kant, Christus was nie waarlik God gewees nie. Terwyl hy dit albei is, waarlik mens en waarlik God, die seun van God, wat voorspel is van die begin van die skepping, van die Bybelverhaal in Genesis 3, wat gekom het in die Nuwe Testament en wat weer sal kom. Daar sê, ek dink ons het nou 'n goeie voorsmaakie gekry in hierdie debat of gesprek, moet ons definitief voortsit op 'n ander stadium. So ek dink ons mense is honger, en wanneer 'n mens vir die mense hierdie tipe van studiebybels moontlik maak, dan raak mense al meer dieper, hulle soek meer gewig in dit wat hulle gaan lees het, en mense wat hulle help verstaan. So, Prof Koos, ek dink ons gaan definitief moet weet met julle gesels oor hoe kan 'n mens hierdie aanvul met 'n gespreksprogram, byvoorbeeld, waar mens hierdie kantaantekeninge vir jy verder kan verduidelik, en van julle kant af, ek bedoel, jy self in jou, wanneer jy met studente werk, het jy al seker goeie voorsmaakie gekry van hoe 'n student kan partykeer dink, en krities en ook soms te slim en ook nie, maar 'n laaste woord aan ons kykers vir om hulle uit te nooi en hulle aan te moedig om hierdie aan te skaf, hierdie Bybel, die Nuwe Testament met kanttekeninge Bybel. Ja, ons was baie dankbaar dat ons hom in hierdie eeufeesjaar van Afrikaans kan uitgee. Al is dit nou in die doodsnikke van die eeufeesjaar. Ons sou graag die hele Bybel wou uitgee, maar daar's nog soveel kanttekeninge in die Ou Testament wat ons moet nagaan, en mense moet ook maar vir ons bid, dat ons dit kan goed vorder daarmee. Maar ons het toe nou gedruk, sodat ons ten minste die Nuwe Testament met die kanttekeninge in hierdie eeufeesjaar kan uitgee. En dit word nou op 16 Desember, wil ons dit nou amptelik bekendstel. Ons het 'n erediens by Appie Kerk Pretoria Oos, en dan is daar ook verskillende gesprekke wat ons gaan voer oor juis die Bybel met kanttekeninge in die Wakes, en waar kom die kanttekeninge vandaan uit Nederland, uit die hele geskiedenis daarvan, en die geskiedenis van hierdie hele projek, en dan 'n amptelike oorhandiging
van die Bybel. So ons is dankbaar dat ons dit tog nog in die eeufeesjaar van Afrikaans kon doen. Ek dink dit, hierdie is 'n historiese dokument, toe hy kom vanuit die 16 eeuse, 1600s uit Nederland uit. Dit lê 'n verband met ons voorouers, want ek kan ook lees, my oupa Grootjie het geveg by Bloedrivier. En nou kan ek ook lees wat hy gelees het. Die kanttekeninge wat hy gelees het, is nou tot my beskikking. So dit is 'n historiese dokument, maar dis ook, ek kan kykers verseker, dit is kanttekeninge wat jou geloof voed. Ons het dikwels, werk elke woensdagmiddag van 1 tot 6 aan hierdie kanttekeninge. En dikwels stap 'n mens daar uit en jy voel, die Here het met my gepraat. Ek was met die kanttekeninge besig, maar uiteindelik het ek ontdek, nee, kanttekeninge was met my besig. So, mense sal nie spyt wees as hulle hierdie Nuwe Testament met die kanttekeninge koop. Daarmee wil ek afsluit. Nou, voordat ons hier onderhoud begin het Prof Koos vir my so 'n Bybel oorhandig met 'n stukkie voorin geskryf. En ek wil dit graag lees, want voordat ek toe hier kom sit het, en ons nog nie met mekaar, regtig waar gesels het nie, het ek dit anderster verstaan. En nou na hierdie onderhoud verstaan ek dit beter. En dit gaan so: geagte Boer Media, in julle hande hou julle ons voorgeslagte se eerste studiebybel vas. Die Statenvertaling met die kantaantekeninge het met Jan van Riebeeck saamgekom, het met die voortrekkers in die Wake saamgetrek en ons volk gevoed met die gereformeerde leer. Nou praat dit Afrikaans. Mag dit julle ook voed en sterk vir die stryd. Geteken Koos Arendorff, professor Koos Arendorff. Prof, ek sê vir jou baie dankie vir my kopie, my Bybel wat ek gekry het. Ek dink ons gaan hom verorber. En ek wil net graag dan nou ter afsluiting, we gaan ons 'n bietjie van die beelde hier van hierdie Statenbybel afhaal, en spesifiek die versie wat ons uitgehaal het vroeër vandag, Johannes 1. Ek wil hom graag vir die kykers uitwys hoe dit dan nou ook lyk en hoe die Bybel vandag lyk. Baie dankie. Baie dankie van my kant. En ons sien uit daarna om op 16 Desember die Bybel vir julle te help, kom ons noem dit bemark, want dis eintlik maar waaroor dit gaan. Ja. Dis eintlik 'n ander woord vir evangelisasie is 'n geestelike bemarking. Ons moet hom bemark. Ek dink die bemarkingsplan wat hier agter staan sal saam met my halleluja sê. Maar ons moet hom bemark en ons wil hom bemark, en dit gaan nie net oor bemarking, dit gaan oor die verspreiding van die evangelie, gaan oor die feit dat ons mense wil kry om weer terug te keer na dit wat ons voorouers in geglo het, wat vir ons ek wil amper die fondasie geskep het om te wees waar ons is vandag. Dus weet jy, ons leef in 'n tyd waar ons volk hulle kompas verloor het. En ons is koersloos. En hierdie is die enigste wat vir ons koers kan gee. Ek bedoel die skrif. Nie die kanttekeninge as sodanig nie, want dan verhef ons weer mensewerk oor die skrif. Ek bedoel die skrif. En die kanttekeninge help ons om daardie skrif beter te verstaan. En ons bede is dat dit ons volk weer koers en rigting sal gee. Baie dankie. Dan sê ons tot 'n volgende keer. Mooi loop.